vir my is dit elke keer 'n voorreg om by VVA draai te maak, net omdat ons weet die waarde van die VVA hier binne in ons gemeenskap is groot, en nie almal sien dit altyd raak nie, nou is dit vir my nou 'n voorreg om dit wat julle doen net so effens op die verhoog te sit. Hallo Nicolien. Hallo Sakkie, hoe gaan dit? Goed, dis koud vandag. Ja, nee, dit is koud, die wintertjie is op pad. Ja, en weet jy, ek het nou toe ons instap kry ek nou van die ouens wat kom vir 'n kossie in die oggend hier buitekant met hulle jaste en die koue en ons praat daaroor, maar daar's 'n pragtige positiwiteit in daai mense. Ja, Wat is die rol van die VVA daar? Ons probeer ons bes om hulle te laat voel hulle is belangrik en dat hulle baie mense as hulle voel hulle werk net of hulle kry net ietsiekie vir nie, dan voel hulle of niks werd. En van ons kant af probeer ons vir hulle werkie gee as jy doen hierdie vir ons en dan kry jy 'n kospakkie. So hulle voel hulle verdien die kospakkie wat ook hulle menswaardigheid bietjie boost. Dis ons hulle help. Definitief, en dit is waarneembaar. Nicolien, die VVA in Parys, en ek het dit gesê, daar's baie van die dinge wat julle doen wat ek wil nie sê bedek is nie, want dit is nie, dis in die oopte, maar mense neem net nie kennis daarvan. Hier in ons gemeenskap in Parys, wat is die goed waarmee die VVA aktief besig is? Sakkie, daar is 'n paar dienste wat ons lewer in die gemeenskap. Die een wat ons lewer is by die Duim Kleuterskool. Daai kindertjies het nie 'n voedingsskema nie. So van ons kant af met ons voedsels wat ons inkry en so ons skenkings, maak ons 'n kosblikkie vir elke kind van die skooltjie wat ons vir hulle gaan aflewer, dat hulle ietsie het om te eet deur die dag. Dan het ons die 2 bejaarde behuisingsskemas. Dit is Huis Hanlu en David Fourie. Dit is vir spesifiek bejaardes wat 'n net 'n SASSA pensioenetjie kry. Ons probeer ons bes om hulle koste, hulle huur so laag as moontlik te hou, want daar is baie goedjies wat daai SASSA geldjies moet toestop. En dan is daar ook ons veiligheidshuise. Ons het 2 veiligheidshuise. Dis ons het Huis Krisanlo en ons het Huis Lerato. Huis Lerato is in Tumahole en dan Huis Krisanlo is hier in die dorp. Dis vir kindertjies wat ons moet verwyder. Ons probeer sover as moontlik vir die kindertjies 'n huislike omgewing gee waar hulle huiswerkies kan doen en seker kan wees as ek vanaand van die skool afkom het 'n kossies, vanoggend het ek ontbyt. As ek ietsiekie nodig het vir die skool, dan kan ek net vra daarvoor. En ons is baie gelukkig met skenkings wat ons kry en ons het 'n groot borg wat ons help om goedjies te koop wat nodig is in hierdie veiligheidshuise van ons. Die gemeenskap maak 'n groot bydrae Ja. vir die bestaan van die VVA. Ja, ons sou nie kon bestaan sonder die gemeenskap nie. Daar is soveel mense wie se harte vir ons oop is en soveel mense wat soveel moeite doen om ons te help, wat vir ons klere skenk, wat vir ons kossies skenk en ons kan nooit genoeg dankie sê vir daai mense nie, want regtig sonder hulle, ons sou nie bestaan het sonder hulle nie. Sonder hulle sou ons net 'n kantoor gewees het en ons sou nie met die gemeenskap op die weg kon kom nie. Ons sou nie probeer om hierdie gemeenskap gebou het sonder ons gemeenskap nie. Vir elkeen van julle in hierdie gemeenskap wat bydra, julle doen 'n goeie ding. Opregte dank. Al weet ons nie wie dit is nie, al is dit waarskynlik anoniem meeste van die tyd. Vir elkeen van julle, van ons af, opregte dank. Dankie Nicolien. Baie dankie Sakkie, baie dankie julle. Weer eens so baie dankie vir julle hulp en julle donasies en julle gebede en dit beteken vir ons so baie dankie.